En as jy 'n whitey doodmaak, klim jy baie vinniger hoër op in rangorde. Om 'n gangleier te word, of jou eie gang te begin, jy kry hoër aansien. Ek ry in 'n trein van Meisenberg, van Kaapstad na Meisenberg toe. Dit is 1991. Dis die jaar toe Nelson Mandela vrygelaat is. Ag, baie dankie. En ek's besig met jeug met 'n sending, Youth with a Mission kursus in Meisenberg. Want ek my so 'n bietjie voorberei vir sending. En ek ry toe 3de klas. Eerste klas kos R10, tweede klas R8, derde klas R2. Ek spaar R8, 'n paar hamburgers en so aan, né? Maar in daai tyd was dit baie geld. En daai wa is styf gepak van die mense, veral van die Kaapse vlaktes. Lavender Hill, Grassy Park, Mitchells Plain, etc. En ek is die enigste whitey tussen die lot. Want ek ry 3de klas, ek wil my geld spaar. En daar's 'n Indiër man, 'n Indiër in die ou Suid-Afrikaanse polisie uniform. En hulle wil hom by daai trein uitsmyt. 'n Trein hardloop teen 70 km/h. En hulle wurg daai hidroliese deurtjie so oop en hulle hom uitskop. En ek so geskok, ek kan nie glo wat ek sien nie. Gelukkig kom die trein toe stadig tot stilstand by 'n platform. En toe die deure oopgaan, toe skop hulle hom ook uit. Hy het so 2 rolle op die platform gegee. Gelukkig nie seer gekry nie. En mense het uitgehardloop en party het ingekom en daar maak die deure toe en die trein begin weer beweeg. Maar toe hulle daai man so uitskop, toe sê ek vir hulle, "Hey, wat maak jy daar?" Ek moes dit nooit gesê het nie. Verkeerde tyd, verkeerde plek, verkeerde kleur en verkeerde spoed. 70 km/h. Toe daai trein begin beweeg, toe haal hy manne lang spikes uit, messe, stokke, ek dink kettings. Toe staan 'n gang van die Kaapse vlakte in hy trein. En as jy 'n whitey doodmaak, klim jy baie vinniger hoër op in rangorde. Om 'n gangleier te word, of jou eie gang te begin, jy kry hoër aansien. En niemand in daai trok, in daai wa, sal verklap as hulle my doodmaak, want dan maak hulle vir hulle dood. Almal is in vrees. 1991, hulle is besig om tyres te brand, necklaces te doen, hulle kap mense se koppe af in die straat, hulle verkrag mense in die daglig. Dit was die ergste kriminele gebied in die wêreld in 1991 per vierkant meter. Dit is die omstandighede wat ek nou in ry. En hulle kom vir my. En hulle is demonies opgewerk. Jy kan sien, dis nie meer mense nie. En ek sê vir myself in my kop, ek dink ek gaan by die trein uitspring, want ek onthou Indiana Jones in hy fliek so 'n rol vol doen. Uit die fliek. Ek het hom mooi getime. En prys die Here, dis die Kaapse vlakte, dis seesand wat daar lê, man. Lekker sagte sand, jy moet net reg rol as jy uit. Maar hy paaltjies kom baie vinnig verby. 70 km/h. So jy moet mooi mik, anders gaan jy in 2 deeltjies eindig aan die ander. By daai tyd is dit toe te laat. Toe is die manne op my, gangleader voor met so 'n lang mes. En ek onthou 5 jaar voor dit, op die ouderdom van 25, moes ek mense bind in die naam van Jesus, nadat God my met sy krag gedoop het. Dit was die eerste keer wat ek gesien het hoe die krag van God werk, hoe daai mense gebind was, hulle het opgehou baklei, hulle is weg. Maar dit is nou 5 jaar later, in 1991, en ek sê in my kop, ek hoop die in die naam van Jesus ding werk nog, want dit het 5 jaar gelede gewerk, maar 5 jaar het verbygaan en ek het dit nie geoefen of gebruik, miskien is die ding geroes. Ek sê vir jou,
Dis so ou ding. En ek bid, ek sê, Here, dit moet werk asseblief, want ek kan nou nie meer uitspring, hulle is op my, en daai venstertjies maak so halfpad oop, die nuwe trein se venster, jy kan nie uitspring nie. En die ouens gaan my doodmaak. En toe die oop my is, toe sê ek, in die naam van Jesus, bind ek jou Satan, maar hy val onmiddellik, op sy knie, maar hy val op kliphard, hoor hoe ruk hy, en hy ruk so, hy sê, meneer, bid vir my, ek is 'n sondaar, bid vir my, ek is 'n sondaar, bid vir my. Hy is in vrees en hy skree, hy ruk so, ek het nie aan hom geraak nie, ek beloof julle. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place. Vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stappie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook. En as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Nou staan ek daar, die ou ruk voor my en hy skree en hy gaan te kere. En die res van daai gang members het almal op die bankies gaan sit. Was ek 'n geel bankies langs die kant. Hulle het gaan sit, goed. Knie gesluit, hande op mekaar. Almal se koppe af, net so. Almal. Gebind in een oomblik. Gebind. Maar die ou ruk. En hy kyk en ek sien die vrees van die hel in sy oë. Hy skree. Hy skree, hy's in absolute agony. En ek besef ek moet vir hom bid. Ek sê, okay, onthou net, ek was ook 'n sondaar, want die ou staan en dan bid my asof ek God is, jy voel aardig. En ek sit my hande op hom en ek bid, ek sê, Here, asseblief, dankie dat U vrede op hom daal, dat hy tot berusting kom, dat U hom nou help en hom ontmoet. Toe begin die ou so, hy staan so, hy maak so. Hy sê, dankie meneer, nou hy sê anders op my, dankie meneer, dankie meneer, dankie, hy het die mes hier aan, dankie meneer, en hy loop so om, en hy loop weg, so krom, en hy gaan sit met die res op by bankies, tjoepstil, soos klein sondagskoolkindertjies, wat nou mooi gehoorsaam is aan die skool, sondagskool onderwyser is, en die res van die mense staan almal laat so teen mekaar opgekrop, hulle staan net so, hulle kyk amper nie na my nie, en die trein het nog 5 stasies aangery, gestop, mense op en af, en ek het gestop by Meisenberg, ek het rustig uitgeklim, ek het aangegaan, en dit tref 'n mens moes altyd 'n paar dae na die tyd. Toe besef my, jene, wat daar gebeur? Julle sien, toe ek sê in die naam van Jesus, bind ek jou Satan, die demoon wat in die gangleier is, wat my wou doodmaak, het toe omgedraai en vir hom aangeval. Dis hoekom hy so geskree het, in absolute agony en vrees. Die aanval, vreesaanval het omgedraai en op hom geval. En die res van die manne het almal in vrees gaan sit, en hulle is gebind hoor, hulle is heeltemal gebind, hulle kon niks doen nie. Engele het afgekom en hulle gebind. Ek het dit baie gesien. En my lewe is gered. Kom ek gee die Here 'n klap. Ek gaan julle nog ene vertel, is dit reg? In Brazil. Ek het vir 'n lang ruk nie messteek stories gehad nie.
toe het ek nou terugkom uit die Amazone uit en ek bid vir die Here en ek sê vir God, ek soek nou weer 'n vars messteek storie. Want ek is op pad Suid-Afrika toe en ek soek regtig 'n willige getuienis. Ek moet daarom vir die mense wys, ons sendelinge doen iets aan die ander kant. Regtig, ek is regtig so ek voel. Ek wil almal nou, jy weet, die ouens gooi geloofsgeld en alles, het lyk of ons iets doen nie. Ek bid 3 dae, nie aan mekaar, maar deur 3 dae. Ek bid ernstig, ek sê, Here, ek soek 'n vars messteek storie, een van daai willes. Wens julle het 'n mesie gehad, as iemand 'n mes wil gaan haal aan die ander kant gaan. Ja, bring hy mes. Halleluja. Hy is nog nie lank genoeg nie, maar hy is alright, is 'n mes. Hy's 'n gelei. Okay, is right. En ek is daar, ek gaan na 'n bus, nou het ek klaar gebid, ek's nou moeg 3 dae, ek tog, die Here hoor my nie. Ek soek regtig 'n vars messteek storie. Maar ek het so baie van hulle gehad, ek log nie. Ek gaan naar in Rio de Janeiro in 'n busterminus, ek wil 'n bus kry na São Paulo. By São Paulo moet ek 'n vliegtuig vat verder af soontoe en dan gaan ek Suid-Afrika toe, ek so pad terug. En 11:15 middernag gaan ek en ek koop my kaartjie vir die bus. Dit vat 7 ure van São Paulo. Nou São Paulo, ek meen van Rio de Janeiro. Dis nie baie klein dorpie nie, hy het 12 miljoen mense. En São Paulo het 25 miljoen mense. So die busterminus wemel van mense soos die internasionale lughawe in Johannesburg, baie groot. Kry my kaartjie en middernag 12:00 gaan ek nou in die toilet om van water ontslae te raak, want my bus ry 11:15. Ek stap met al my sakke, my laptop en my gitaar, alles daarin gelaai in die toilet. Nou moet jy 'n kaartjie koop om by die toilet in te gaan om te pee, kan jy dit glo? Nou moet ek die kaartjie ook nou koop. Ek's deur die rollhekkie en daar gaan ek met my sakke. Maar daar's niemand in 'n hele groot badkamer is. Hy's 'n bietjie kleiner as die plek. Man, hy's groot en daar's klomp toilets. Ek dog prys die Here. Halleluja. Koningskind, ek kry die hele toilet vir myself. Ek kan nou kies. En ek kies die toilet daar aan die hoek. Lekker. Dan gaan ek sit die sakke neer in die gitaar hang om my en die laptop en ek wil nou begin regmaak om te pee. En ek kan nie, want niks raak aan my, ek voel net iets is hier wat nie lekker is nie. En mense, ek draai om, toe ek omdraai, toe staan 'n man reg agter my met 'n mes so. Ek tog, wat is dit hierdie? Ek sê vir hom, kyk hierso, dis Braziliaanse Portugees vir, wat is dit hierdie? Hy begin maak, net so, hy skree soos 'n kraai. Ek dog hy maak sy broek nat. Ek dog, dis nie goed genoeg nie. Ek sê vir hom, no nome de Jesus está amarrado. In die naam van Jesus, wees gebind. En sy hande gaan op. Hy skree. Hy gaan so te kere. Net so. Ek dog, wat gaan nou aan? Ek het nie aan die ou geraak, ek beloof julle. Nou sit ek en dink, hoe gaan ek daai mes kry, man, hy hande is woes daarbo. Die toilet is agter my, die man is voor my, ek staan so, jy weet. En ek kan nie die mes kry nie, want dit is te wild, hy gaan my sny. Maar ek kan sien die ou is klaar uit buite beheer. Ek dog is nie goed nie. Ek gooi tale, broer, tale. Ek het 1 Korintiërs 12 gaan besoek, daar's 'n paar wapens daar, julle ouens moet bietjie 'n draai gaan gooi daar so. Oefen met daai goed, hulle werk. 12. Ek pluk 'n lelike bazooka daar uit, tala. En ek gooi hom, ek sê vir hom, Hurla magarakaraba sakaraba sayaranga handa hanama, hurra garaka sata. Ek werk myself lekker op, gooi hom. Weet jy wat maak hy man? Hy gaan slow motion. Hy gaan stadig, hy gaan so slow motion. Wow. Alles slow motion voor my.
En ek kon lekker my hand opsit en ek kan daai arm vat en die arm en ek vat die mes uit sy hand en hy werk nogal saam met my. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank. Of jy kan vir 'n beraader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou het ons ook gap seisoene. Dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire. En ek sit sy arms op mekaar en ek sit my hande hier, 1, 2 vingers daar, 2, ek hou die arms vas. Ek vat die mes uit, ek hou die mes ver voor my en die man ver agter my. En nou loop hy en ek deur die toilet, maar ek trek hom, maar hy loop so. Hy's gebind. Sy oë is net so groot. Maar ek hou nie op met die tale nie. Ek hou aan. Want ek is bang as ek ophou, gaan die ou wakker skrik. Hy is gehipnotiseer deur die krag van God. Ek gooi, ek klap, ek hardloop, ek loop, ek gooi 120 met die tale. En ek kom by die hekkie waar jy jou kaartjie koop. Daai sekuriteitsouens gee my net so een kyk, hulle draai en hulle hol. Ek het vergeet ek hierdie mes. En ons is deur die rolhekkie, ek onthou klak, klak, klak. Ek dink hy ratte het gebreek, maar ons is daar deur. En met die ou loop agter my aan, hy's in vrees. Hy loop net so. En nou is dit die groot saal, ontvangsaal. Internasionale ontvangsaal. Baie mense, ek dog prys die Here, iemand gaan my help. En so ver as ek loop, gee mense net pad. Hulle hol, en hulle hol. Ek het vergeet ek die mes voor my. En daar is 'n balkon en daar kom busterminaal polisie daarbo uit. Gelukkig. Hulle probeer die skare te bedaar, skree daar van bo. Hulle wys my, nee, kom op, die trappe hier om, jy moet hier opkom. En ek vat die ou, ek loop met die mes voor my, die ou, en daar is by die trappe gekom, en hier kom 'n paar mans uit die gehoor uit, hulle bewe soos blare. Hulle sê, wat het gebeur, hoe het dit gedoen, wat het hulle styer oor hulle woorde. Ek tog prys die Here, dis nou 'n eerste geleentheid om te getuig. En ek gooi hom, ek sê vir hulle, nee, die ou kom met sy mes en so, en ek sê in die naam van Jesus, en hy skree en ek gooi na. Ek vertel die hele storie, lekker hoe dit nou gebeur het, jy weet. Sover ek weet, was hierdie ouens die ganglede van hierdie ou wat my wou doodmaak. Prys God. En ek getuig eers vir hulle. Want jy sien, lyk my, jy moet nie middernag in die toilet gaan nie, daar was niemand nie. En toe ek ingaan, is daar niemand nie, toe kom die ou agterna. Hy is die ganglid van daai ander ouens. En hulle sien hom ingaan, en hy gaan nou vir my doodmaak en my goed vat, en dan gaan hy nou uitkom, en dan gaan die hele gang. En wie kom toe uit? Met wat? Ek kom uit met hulle mes, en met hulle man. En ek soek, en ek sweer blaumoord. Ek sta op na die polisie. Ek kom by die polisie se kantoor daarbo uit. Hulle sê, wat het gebeur? Ek sê eers, hier is die mes, en hier is die man. Gee ek hulle. Die man staan nog nooit, hy loop nog net so. Gee hom oor aan die polisie. En hulle sê, wat het gebeur? Nou, ons is nou hier van Appington, man, ons is van Suid-Afrika, ons is goeie mense, né? Ons is almal gemanierd. Ek sê, nee, maar laat hy nou maar eers praat, ek is nou nie skuldig nie. Baie dankie.
En die ou hak af, onder die krag van hy demoniese mag. En hy vertel vir die polisie met oortuigende krag, ek wil hom doodgemaak het. Ek wil hom steek. Ek het hom aangeval. Ek kon nie glo wat die ou sê. Hy het nou net die krag van God, hy is gebind onder die krag van God, en dan hy die check om te lieg, en die polisie sê, ek wil hom doodmaak, en nou is my vingerafdrukke op sy mes. En almal in hy saal het my gesien met die mes, en die ou is besig om homself amper dood te skrik. Ek lyk na die moordenaar. Die wille mal ou, verstaan julle wat ek sê? Ek sê, Here, wat nou? Die Here sê vir my, Arnold, bazooka, tala, gooi. Ek gooi, in die naam van Jesus, praat die waarheid. Hy maak so. Hy trek so styf. Sy keel gaan in. Hy maak net so. Jy kan sien, iemand druk om met sy duime dood, hier. Geestelike dinamiek. Toe ek hom bind, toe draai die demone wat vir my wou aanval, en vir my wou belieg, draai toe teen hom, op hom, en val hom aan. Dis wat daar gebeur het. Jy sien die duiwel, as hy dit nie met jou reg, hy gaan dit ergens uithaal op iemand, hoor my, hy is 'n slegte vullis, hoor. En toe die man so amper doodwig, ek sal die waarheid praat, hy skree so uit, en die polisie kyk so na hom, die man het nou net gesê, ek wil hom doen, nou sê hy weer, toe sê hulle nee, hy wou my doodmaak, toe verander sy storie, so, onder die krag van tale, moes die man die waarheid vertel, teen sy eie wil, keuse, verander God sy mind, sy verstand. Toe sê die polisie, kyk, het gaan 'n lang storie wees om hom aan te kla, toe nog los het. Ek gaan hom sê vir hom, jy sal dit nooit weer doen. Hy ruk so, nee meneer, nooit weer. Hy is so bang. Maar hulle moes toe nou die bus gaan stop het. Toe hulle my sakke gaan haal, ek is my sakke in al bus toe, klim in die bus en ons ry. Na 3 ure, dis 7 ure na saam, nou 3 ure begin die ding terugkom na my, en ek dink, nou hoekom het dit gebeur? Nou skielik dink ek, miskien het ek iets droog gemaak met die Here, kom kyk, het ek dit of dit gedoen, of het ek 'n sonde gedoen, ek probeer nou selfondersoek, ek onthou gids, ek het die Here gevra vir 'n vars mestek storie. Prys die Here, en weet julle wat, ek het toe nooit by die toilet uitgekom nie. Maar ek het niks gehad daar was niks oor nie. Prys die Here. 7 ure, St. Paul, ek's alright. Dankie, liewe Jesus. Ek gaan nou afsluit. Ek wil vir jou aanmoedig, die gawes is daar vir 'n doel. Gaan oefen met daai wapens, gebruik hulle. Dankie, Here seën julle. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou, en jy kan round-off kursus kom doen hier, by Speer International, en dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie, jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm, dit is myne en Andre Strauss se nommer, bel ons en ons praat met jou. God seën.